Goeiemôre almal, baie welkom. Voor ek die aankondigings maak, gaan ek pastoor Pieter vra of ons toe open met gebed asseblief. Ons Hemelvader, ons dank U vir hierdie dag. 'n Dag deur U gemaak. U wonderlike skepping. Ons dank U vir almal hier teenwoordig, Vader. En dit is U skepping soos wat U is. Vader, ons vra dat die Heilige Gees ons verstand en ons hart sal inneem en ons sal ontvanklik maak vir U woord, Vader. Dat daai saadjie wat deur die prediker gaan gerig word, Vader, nie van hom af is nie, maar Vader, dit is van U af en net die instrument wat dit vir ons gaan deel. Laat daai saadjie in ons harte groei, Vader, en laat ons dit uitleef, mediteer daarop en dit voortvat. Vader, ons dank U vir al die liefde, ons dank U vir al die seëninge, ons dank U vir al die genade. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Kom sit. Dit was dit. Baie dankie. Ons gebede gaan ook uit vir die familie en geliefdes van Tannie Dini. Sy is ongelukkig oorlede vanoggend, vroeg daar in Klerksdorp in die hospitaal. So dat die Here ook sy vertrooste hand oor hulle het in die moeilike tye van hulle. Ja, en dan wil ek welkom sê, is Tannie Jean Henderson. Sy was nog nie hier gewees nie. Baie welkom Tannie. En dan oom Ras Venter. Hy kan ongelukkig nou nie hier by ons wees nie. Hy gaan nou 'n bietjie daar by hom kuier. Dan het ons gaan ons nog aan met ons winterinsamelingsprojek, maar ons het so 'n bietjie verandering aan ons projek. Daar's so groot behoefte in Stilfontein van mense wat nie kos het nie. Mense wat regtig honger gaan slaap, baie gesinne. Venetia is nou ongelukkig nie hier vandag, sy's af. Sy het Saterdag gaan vir klomp mense vetkoek en hoender stew gaan gee. Dis meer die straatkinders en die straatmense, mense wat glad nie eens blyplek het nie. Maar daar's 'n groot behoefte in ons dorp en gemeenskap van gesinne wat nie kos het nie. Nou ons het al baie projekte probeer, toebroodjies vir skole en die tipe goed. En ek sien skenkings kom altyd en is altyd mieliemeel en blikkies goed, waarvoor ons baie dankbaar is, maar ek glo die mense raak ook moeg vir dit. Mense kan ook net soveel mieliepap eet. Ja, met behulp van een van die winkels het ons 'n nuwe projek aan die gang. Nee, ek het nou nie my eie lunch saamgebring vandag nie, maar net 'n voorbeeld vir julle. Hierdie is 'n soja, mins en vegetable stew. Hier is die tomatiegeer, jy kry verskillende, jy kry 'n curry en 'n ander ene, sy vir die mins een. Maar dis 'n soja maalvleis saam met 'n pak spaghetti. Kan ons 4 mense warm ete gee. 4 mense eet elkeen 'n warm lekker bord kos uit die stelletjie en dit vir R20. Met 'n brood deesdae kos amper R20. So dis die goedkoopste, vinnigste en maklikste manier. Want spaghetti kook maar net 'n paar minute, dit is 12 minute om gaar te maak in water. Hierdie verhit jy net vir 2 minute, is slaggaar. As jy 'n maalvleisie het, kan jy die bygooi om 'n bietjie volume te gee of bietjie 'n ei bygooi. Maar jy het alles klaar in, jy maak hom basies net 2 minute warm in 'n mikrogolfoond of 'n pan en 'n pot, jy kan 'n ei bygooi en bietjie. Maar jy klaar alles by wat hy moet by hê. So vir die aanlyn kykers en die YouTube mense gaan ek onder op die video in die beskrywing, die description gaan ek bankbesonderhede van die kerk los as daar iemand is vir 'n donasie. Dit hoef nie R20 te wees, dit kan 'n 5 of 'n R10 wees. 2 R10 bymekaar kan ons 4 mense van 'n gesin weer
'n lekker warm maaltyd gee. Vir mense wat skenkings maak, Adele het die rekeningnommer, ek sal dit op ons WhatsApp groep en social media ook sit. Maar net 'n verwysing as geld inbetaal word in die rekening, met die verwysing pasta, dat ons weet waar moet daai fondse spandeer word. En dan na die diensie net koffie en koekies weer. Ons het laasweek nie koekies gekry nie, die vorige week. Ons het daarom weer ingekry. En dan wil ek graag vandag gesels oor die onderwerp vertroue. Vertrou. En as ons eers gaan kyk na die definisie in die woordeboeke, die verklarende woordeboek, ek praat nou nie van die Bybel nie, ek praat van ons wêreldse boeke, dan het hulle 'n lang beskrywing van vertroue. Dan sê hulle vir ons, vertroue is die fundamentele aspek van menslike verhoudings en interaksies. Dit behels 'n geloof in die betroubaarheid, waarheid of vermoë van iemand of iets. Vertroue is noodsaaklik vir die bou van sterk verbindings en samewerking met ander. Wanneer vertroue gebreek word, kan dit tot gevoelens van verraad en seer kry lei. Vertroue word dikwels met verloop van tyd verdien, deur konsekwente optrede en gedrag. Vertroue kan in verskeie forme bestaan, soos vertroue in 'n persoon, vertroue in 'n organisasie of vertroue in jouself. Vertroue is ook die 'n sleutelkomponent van suksesvolle leierskap en spanwerk. Oor die algemeen speel vertroue 'n deurslaggewende rol in die vorming van ons sosiale en professionele lewens. Dis wat in ons woordeboeke staan. In breed wat vertroue is. Nou hoor ons altyd mense sê, vertroue word verdien. Jy vertrou nie net sommer iemand nie. En ek het die ander keer die grappie gemaak, oor vertrou ons die Here werklik, glo jy aan iemand of glo jy in iemand? Nou mens kan nie in mense glo nie. En ek het nog die grappie gemaak en gesê, glo julle aan my? Ja, want hier is ek. Maar kan ek al julle bankkaarte en kredietkaarte en pinnommers en handsakke kry? Nou glo julle my nie meer lekker in my nie. Want die vertroue is nie daar nie. Nou, ons het nodig iemand waaraan ons kan vertrou. In moeilike tye, moeilike omstandighede. As ons in storms kom of hier berge voor ons, dan het ons iemand nodig wat ons kan vertrou. Maar kom ons kyk wat sê die woord wat is vertroue. Nie ons wêreldse boeke nie. In die woord, Hebreërs 11 vers 1. Ek kan amper sê dis die definisie van geloof. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof is 'n vaste vertroue. Luister mooi, die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So geloof is 'n vaste vertroue. So in tye van moeilikheid, benoudheid, met die berge voor ons, of storms waardeur ons gaan, en het sy met verhoudings, gesondheid, finansiëel, besigheid, wat ook al, dan is so 'n oomblik van benoudheid, het ons iemand nodig om te vertrou, en te glo vir hulp. En ons mense hardloop so maklik na mense toe. En om die waarheid te sê, mense kan nie ons probleme oplos nie. En ons sê dit self baie. Ek hoor dit gereeld. Vra iemand, hoe gaan dit? Ag, dit gaan goed. Help jy om te kla nie, want niemand wil luister nie. Maar dit is so waar. Mense luister dalk, maar hulle kan nie regtig help nie. As ons kyk na wat koning Dawid geskryf het vir sy soldate,
Hy het hierdie brief van Psalms vir hulle geskryf, Psalm 121 vanaf vers 1. Toe sy soldate deur 'n moeilike tyd gegaan het, hy wou hulle 'n bietjie aanmoedig om meer vertroue en meer geloof in God te hê, laat hulle nader aan God weer kom. Die koning Dawid hierdie aan sy soldate gesê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Is dit nie wat ons ook altyd doen nie? Ons kom by 'n probleem en sê, ja, hoe gaan ek hier uitkom? Wat gaan ek doen? Waar gaan my hulp vandaan kom? En die antwoord is in vers 2. My hulp is van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kom ons kyk mooi na die 3 versies. Ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons Skepper is alleen wat ons kan help. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. God slaap nie, hy's altyd daar. Psalm 9, vers 10 en 11, sê vir ons, so is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte. 'n Rotsvesting in tye van benoudheid. So in tye van benoudheid, waar is ons rotsvesting? In die Here. Vers 11, en hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die woord, omdat u, die wat u soek, nie verlaat nie. Die wat u naam ken, sal op u vertrou, en die wat u soek. So as ons nou mooi kyk na hierdie paar versies, 'n rotsvesting. 'n Rotsvesting is niks sterker as 'n rots nie, so as hy gevestig of geanker is in 'n rots, dan staan hy mos vas. Wind kan nie 'n rots omwaai nie. Orkaan kan nie die rots wegwaai of die see kan hom nie wegspoel nie. En dan vir die verdrukte in tye van benoudheid. En die kern van die is elkeen wat u naam ken. Maar ons is mense. Raak ons benoud? Ja. Raak ons bekommerd oor môre? Ja. Raak ons angstig of vrees ons dit goed? Ja. En dan hardloop ons gewoonlik na mense. Wat gaan ons doen? Maar hier is ons antwoord. Elkeen wat die naam ken, roep sy naam uit. My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde geskape het. Dis waar ons hulp vandaan kom. Dan het ons almal in 'n penarie gesit en gevoel, ek is alleen. Is so asof ek weet nie of dit julle al oorgekom het nie, maar as jy 'n erg penarie is met iets, dan dit voel jy is alleen. Al bid jy, het voel asof jy, ons sê altyd, voel asof jy die dak vasbid. Asof jou gebede nie verhoor word nie. Asof die Here jou nie sien nie, hy hoor jou nie. En jy voel alleen. Jy voel half Gods verlating. Het jy al so in 'n situasie gewees dat dit voel, maar Here, jy sê jy verlaat my nooit nie. Maar dit voel asof hy verhoor nie jou gebede nie, hy het jou verlaat, jy's alleen. En dan lees ons in Psalm 22, my God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. En hierdie is half profesie al van die kruisiging. As ons nou mooi dink aan die kruisiging en hierdie, dan is daar 'n toukie tussen die twee. Hulle is verbind met mekaar. Dan weer oorbegin, vers 2. My God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar u antwoord nie. En snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is u die heilige wat woon onder die lofgesange van Israel. Op u het ons voorvaders vertroue. Hulle het vertrou en
U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. En as ek net dink aan ons tye wat ons leef, ek glo ons almal het al gehoor, of weet, die slag van Bloedrivier is 'n goeie voorbeeld. Ons voorvaders het gebid en gesê, Here, help, ons kan nie hier uitkom nie. En hy het hulle bonatuurlik deurgedra. En hulle het die slag van Bloedrivier gewen. 'n goeie alledaagse voorbeeld, wat ek kan aan dink soos vandag. Vers 7 sê, maar ek is 'n wurm, en geen man nie, 'n smaad van die mense, en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit. Hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hom red, laat hom bevry. Hy het ons behaag hom. En baie hoor mense dit, dat mense van 'n mens kinder, mense kritiek het, en dis gewoonlik by die mense wat jy gaan hulp soek, het die meeste kritiek. En as ons na daai Psalm kyk, het baie na dieselfde gebeur by kruisiging. En ons vind dit daar in Matteus 27, met die kruisiging. Het Jesus self, kom ek lees van vers 46 af. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? So hy het dieselfde gevoel. Jesus het by hy selfde ding gestaan aan die kruis, of hang aan die kruis, en uitgeroep, waarom het U my verlaat? En sommige van wat daar gestaan het, hoor het en sê, hy roep Elia. Toe hardloop dit dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op beriet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom, om hom te verlos. So hy is ook gespot en gesê, ja, waar is hy God nou? Hoekom help hy hom nie nou nie? En soveel in ons lewens sit jy in 'n probleem, dan sal mense baie te sê het, baie kritiek. Waar is jou Here dan nou? En dit laat my so dink, as ons kyk na in Hebreërs van geloof, ons teksvers daar, van die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. So vertroue is geloof. Maar nou kom ek agter, baie mense sê hy's 'n gelowige. Almal glo. Maar vertrou ons werklik? Vertrou ons werklik die Here vir uitkoms, genesing, om deur te kom met wat ook al die probleem is? So ons moet mooi kyk na vertroue en geloof, die twee saam. So mens kan nie op mense staat maak nie, hulle gaan jou net teleurstel en seermaak. En ek het in die laaste tyd baie agtergekom. Baie mense het my gedrop die laaste tyd, net soos ons praat. Stel jou teleur, mense stel jou teleur. En sien ek daar in Psalm 118. Psalms 118 vanaf vers 5. Uit die benoudheid het ek die Here aangeroep. Die Here het my verhoor in die ruimte. Die Here is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Die Here is vir my as my helper. So sal ek dan neersien op die wat my haat. Dit is beter om by die Here te skuil as om op die mens te vertrou. So waar is ons enigste skuilplek? Nie by die mens nie. Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Staan in die woord. En net die volgende vers sê amper dieselfde. Dit is beter om by die Here te skuil as om op edeles te vertrou. So maak nie saak
ook ek ken ook mense wat mense in hoë plekke ken. So as jy iets nodig het, hulle is die mense wat vir jou goed kan reël. Jy gaan na daai persoon toe. Jy kry net daai sekere persoon, hy kan alles. Hy kry alles reg. As jy hulp nodig het dan of iets moet reël dan. Jy kontak daai persoon, want hy kontakte, né? Hy het al die konteks. So jy sukkel nie, eers hulle reël sommer vinnig 1 2 3 ding. Maar hy sê die woord vir ons, dis beter om by die Here te skuil as om op edeles te vertrou. Ons kan nie op 'n mens vertrou nie. Sy Spreuke 3 vers 25 vir ons, jy hoef nie bang te wees vir die skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie. Moet nie skrik en bang wees nie. Want die Here sal jou vertroue wees en hy sal jou voet bewaar vir die skrik. So al wat ons moet onthou in 'n tyd van nood en vrees of as ons voor die berge van ons kom, is om nie na die mense te hardloop nie. En vra vir hulp nie. Ja, ons het mense nodig in ons lewens. In die huwelik het jy jou man of jou vrou nodig. Jy het 'n vriend of vriendin of ouers het hulle kinders nodig, kinders het hulle ouers nodig. Maar ons het mense nodig in ons lewe, maar ons kan nie op hulle staat maak en by hulle gaan skuil en op hulle staat maak om ons probleme uit te sorteer nie. En mense wat kritiek het, mense wat skinder, mense hou van skinder. Kom na die bediening toe, dan hoor julle wat skinder. Ek hoor partymal by mense goed van my, wat ek self nie geweet het van my nie. Dis skinder. Maar die woord sê vir my, dood en lewe is in die mag van die tong. So as iemand van jou skinder of sleg praat, ignoreer hulle. Ignoreer hulle. Want die woord sê vir ons, dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Hulle sal hulle self uitsorteer. Los dit in die hande van die Here. So ons moet onthou wie's God. Die God waarvan ons praat. Besef u hoe groot is God en nie magtig nie, almagtig. Ek meen hy is die skepper van die hemel en aarde. Van alles wat ons sien, die sterrestelsels, die son en die maan. Hy onderhou alles. Hy ken elke haar op ons kop. Hy weet hoeveel korreltjies sand is by die see. Hy ken elke saaietjie, dier, insek. So almagtig is hy. En hy onderhou al hierdie goed. So hoekom sal ons by 'n mens wil gaan skuil as ons probleme het? En hy is tog die Alfa en die Omega, hy is die begin en die einde. Hy is in beheer van alles. En dit is te groot vir my brein. As 'n mens begin dink aan die grootheid van die heelal net en die grootheid van God, dan kom jy op 'n stadium wat jy opgee, want dit is te groot. Ons brein kan dit nie alles hanteer nie. En daar is soveel voorbeelde, ons kan ver en diep in dit ingaan. Maar as ek net kan dink, 'n paar, ek kyk na Petrus, toe Jesus die dag op die water aangeloop kom, en hulle sien hom, en hulle sê, dis 'n spook, en hulle was verskrik, hulle was in angs daar, en toe sê hy, nee, dis ek, en Petrus steek toe sy hand uit en sê, Here, as dit U is, laat ek ook op die water loop, sê nou sommer my eie woorde, en hy sê, kom, en Petrus loop op die water, maar toe hy so bietjie twyfel, toe hy bietjie bang raak, hy bietjie vertroue, hy bietjie geloof verloor, toe sink hy. Net hy bietjie. Hy het net bietjie vertroue. So nou, vra ek myself, hoe sterk is ons vertroue? Hoe sterk is ons geloof? En dit lyk nie baie goed as ek in die woord gaan ondersoek, en ek gaan kyk na die, kom ek noem hulle die groot Bybelmanne, van die Bybelse tyd. En kyk na Noag, hoe sterk was sy geloof. Kyk na Moses wat die volk deur die woestyn gelei het. Dawid en Goliat,
Dink hoe baie vertroue en geloof moes Dawid gehad het. Hy was maar 'n klein mannetjie, my size, nee. Goliat was 'n reus, hy het hom verslaan deur geloof. Daniël in die leeukuil, al die dinge. Ons groot ding is nie vertroue of geloof nie. Vaste vertroue in geloof. As ek nou my eie woorde kan daarin sit, moet ons 'n vaste vertroue in geloof hê. Wanneer? Altyd. En weer, jou gunsteling versie, Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Nie ken hom as ek in nood is nie. Nie ken hom as dit goed gaan nie. Nie ken hom as mense my teleurstel en nou, ons is menslik. As jy in 'n probleem kom, is die laaste ding, dink jy aan Jesus. En dit is so verkeerd. Hy wil hê ons moet aan hom dink. Hy wil hê ons moet na hom toe kom vir hulp. Hy sê tog, klop en ek sal oopmaak. Roep en ek sal antwoord. Hy sê tog, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe, ek sal julle rus gee. Daar is soveel voorbeelde in die woord. Maar tog nog het ons mense wat nie, hulle het die geloof, hulle glo in die God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hulle glo alles, hulle glo die kruisiging, hulle glo die opstanding. Maar tog vertrou ons nie in tye van nood die regte een nie. Ons vertrou die wêreld wat so verkeerd is. Ek wil weer daardie versie van ons lees. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So behalwe die geloof moet ons vertroue hê en vas staan in die vertroue. Tot sover vandag. Ons afsluit. Hemelse Vader, dankie sodat ons hier kon vergader vandag, dat U beskermde hand oor ons gehou het tot hier. Ons sê dankie dat U ook hier met ons is en saam ons vergader. Dat U woord, so kosbare woord vir ons gebring het. En dan vra ons hulp, dat U ons sal help om meer te vertrou, meer te glo. Veral in tye van nood en angs, tye van bekommernis. Here, U weet wat is elkeen, hier is ons 'n behoefte, elkeen se bekommernis oor die toekoms, bekommernis oor gesondheid. Ons bekommer ons oor ons kinders en kleinkinders en allerlei dinge. Maar U woord sê, kom na my toe en ek sal julle rus gee. Ons bid dit so in die naam van Jesus. Amen. Dankie. Dankie julle. Dit is verskriklik stil.